Provider, healer, he must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is he. Who is he? That calms the raging sea. Who is he? So ons lees nou uit die boek van Lukas. En ek lees Lukas 19 vers 11 tot en met 28, alhoewel daar nou net 2 skrifte gaan wees, waarin ons klem gaan lê. Vers 11, en terwyl hulle na hierdie dinge luister, een van die afsluitgedagtes wat Jesus mee besig was die vers 10 wat sê, want die seun van die mens, Jesus Christus, het gekom om te soek en te red wat verlore was. Terwyl hulle na hierdie dinge luister, vertel hy daar nog 'n gelykenis, omdat hy naby Jerusalem was en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Hy het dan gesê, 'n man van hoë geboorte het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. En nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel daarmee totdat ek kom. Vers 14. Maar sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesantskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. Ons gaan terugkom na daardie vers toe. Maar kom ons kyk net die groot prentjie. En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy, dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het. En die eerste het verskyn en gesê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak. En hy sê vir hom, mooi so, goeie dienskneg, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, u pond het 5 ponde verdien. En hy sê ook vir hierdie een, en jy moet wees oor 5 stede. En 'n ander een kom en sê, meneer, hier is u pond, wat ek in u doek weggesit het. Want ek was bang vir u, omdat u 'n strawwe man is. U neem weg wat u nie uitgesit het nie, en maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê die Here vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte dienskneg. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is, wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie? Dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het. En aan die wat daarby staan, sê hy, neem die pond van hom weg, en gee dit aan hom wat 10 ponde het. En hulle sê vir hom, meneer, hy het 10 ponde. Want ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal gegee word. Maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word, ook wat hy het.
vers 27, en ons gaan terugkom na hierdie vers ook. Maar daardie vyand van my, daardie vyande van my, wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier, en slaan hulle voor my dood. Toe hy dit gesê het, gaan hy vooruit, op, weg na Jerusalem. Nou, mense, hier kom 'n ding. Hier kom 'n ding. Onthou ek het gesê, daar's diegene wat teenkanting bied teen ons. Maar nie net bied hulle teenkanting teen ons nie. Dit is hulle plan om ook Jesus Christus teenkanting te bied. Ek gaan hierdie 2 verse herhaaldelik quoteer. Vers 14 en vers 27. Ek lees dit gou weer in die Engels, of in die Afrikaans, ek het hom in Afrikaans ook geskryf. Hy praat van medeburgers, die het hom gehaat, en 'n gesandskap agter hom aangestuur. Fellow citizens, says the English. But his fellow citizens hated him and sent a delegation after him, saying, we will not have this man to reign over us. Ons wil nie hê hierdie man moet koning oor ons moet wees nie. Vers 27. En Jesus het gesê, maar daardie vyande van my, wat nie wou hê dat ek oor hulle sou wees nie, bring hulle hier, en slaan hulle voor my dood. Die Engelse weergawe sê, for I say, bring here those enemies of mine, who did not want me to reign over them, and slay them before me, kill them before me. Kyk my in die ogen, hoor wat sê hierdie skrif, sê ek wat het sê nie. Luister mense, dit is nie ek wat dit sê nie. Dit is Jesus Christus, die Seun van die lewende God, wat hier die woorde sê, vers 14 en vers 27. Dit is verskriklike woorde. Dit is 'n slotsom, wat hy nie van gedagte wil en sal verander nie. Laat dit bekend wees aan almal. Laat dit bekend wees aan almal. Hy praat 'n gelykenis. He speaks a parable concerning himself. A man of high birth goes away to a faraway land to receive rulership over a kingdom unto himself. To come back and exercise that rulership as a king in the land of his departure. Laat ek vir u sê, dis 'n gedaande besigheid. It is finished, it is done. Hoor wat sê Daniël 7. In Daniël 7 word aan ons bekend gemaak. Ek het gesien in die nagesigte, en kyk, met die wolk van die hemel, het een gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die oue van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.
Matteus 28. Matteus 28. Die Here Jesus sê in sy verskyning nadat hy by die Vader was, na die opstanding uit die dood, het hy 'n oomblik gekies om na die Vader toe te gaan en toe vinnig weer teruggekom om te midde sy disippels iets bekend te maak. En hierdie is die bewoording in sy bekendmaking. Hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Openbaring 5. Ek lê nou 'n saak aan die voor dat hierdie koningskap wat hierdie man van hoë geboorte ontvang het, deurdat hy weggegaan het na 'n ver land en toe teruggekom het. Hierdie koningskap is in sy besit. Openbaring 5 vers 5 sê, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil of ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die middel, te midde die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. En hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sitters en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. So, Lukas 19, 'n man van hoë geboorte gaan na 'n ver land om 'n koningskap en 'n heerskappy te ontvang en dan terug te kom en dit toe te pas. Hy kom terug en hy pas dit toe. Psalm 24. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan is sy besit. Hy kom terug na die aarde toe as koning. Kyk wat sê Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So sê die Here met sy eie mond. Johannes 6 vers 44 sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Selfde hoofstuk, vers 65, en hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Ek stel hierdie prentjie voor u aangesig, sodat dit oënskynlik moet wees. Jesus is die geregtiglike en die regverdige eienaar van hierdie aarde, van hierdie planeet, van die kontinente, van die lande, van die nasies in daardie lande, van die bevolkings van daardie nasies, van die verskillende etniese groepe wat gesorteer word volgens hulle kultuur en hulle tradisie en hulle regeringsstyl wat hulle het. Jesus is die rentmeester van hierdie planeet, die eienaar
van hierdie planeet. In sy besit is die besitseiendom bewys van al lewende wesens in die aarde, op die aarde en benede die aarde, was daar nie 'n enkele persoon waardig genoeg om die besitreg van hierdie planeet in hand te neem en om die ontvouing van die openbaring van God se oordeele in die eindtye en die groot verdrukking te bestuur. Daar was nie een persoon wat gekwalifiseer het nie, behalwe een, Jesus Christus. Maar kyk, wat sien ons? In die geleedere van die mensdom is daar hulle waarvan gesê word, hulle haat hom. Fellow citizens who hated him and sent a delegation ahead of him, after him, in the ascension, which was described to us in Daniel 7, saying, we are proposing that we do not want this man to rule us and to be king over us. No. Let's get to where the tire meets the road. Te midde mense, waar ook al hulle self vind, dit maak nie saak waar jy is nie. Is jy in Asia? Is jy in Europa? Is jy in Britannia? Is jy in Australië, New Zealand, Madagaskar? Is jy in die eilande van die wêreld? Is jy in Afrika? Is jy in Groenland, IJsland? Is jy in Suid-Amerika? Is jy in Noord-Amerika, Canada? Is jy op die Noordpool of die Suidpool? Dit maak nie saak waar jy is nie. As jy 'n mens is, en jy is te midde 'n gemeenskap van mense, as die kultuur en tradisie in 'n neiging om goddelik te verkeer met 'n godsdiens. Maar die enigste geregtiglike en regverdige verteenwoordiger van die Godheid, daar is net een bemiddelaar, daar is slegs een advokaat, en daar is net een hoëpriester tussen die mens en die troon van die Vader. En dit is die persoon, Jesus Christus van Nazareth, die leeu van die stam van Juda. En nou sê Jesus self in Johannes 10, hy sê, ek is die deur. Almal wie deur my, ek is die deur, en deur my, almal wie deur my die koninkryk betree, sal weiland vind as die kudde van God, en daar sal rus wees vir hulle. Maar kyk wat sê, Johannes 10, hy sê vir ons, en dit is 'n diskwalifiserende stelling wat hy maak teen iedere en elk pretensies van verteenwoordiging van God wat al ooit voorheen geskied het volgens die geloofsoortuiging in godsdiens van die nasies van die wêreld. Hy diskwalifiseer hulle almal. Hy sê, hoor die bewoording, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Anyone who comes in to the kingdom by a other way, other than through me, because I am the door, says the Lord Jesus Christ.
if he does not come in via me, through me, by me, he is a thief and a robber. Right. Dit gesê. Noem hulle nou. Soveel as wat daar nasies is, as daar godsdienste in die nasies. Van daardie godsdienste het veelvoudige gode, what is called in the English pantheons of gods. Die Egyptenare het dit so, die Grieke het dit so, die Romeine het dit so, die Indiërs in Asie het dit so. Jy kan maar gaan waar jy wil. Hulle het vermenigvuldigde hoeveelhede gode. Hulle het name vir hulle gode. Almal van hulle, listen to the wording. They are posers, pretenders, wannabes, phony gods. They are no gods, for there is only one true living God, to whom the attention and the affections of all humanity belongs. And there are people at large in the world that object to the Lord Jesus Christ being the one who is appointed to be the king and the ruler of humanity. Nou, dis een ding om te praat oor vreemde gelowe, right? Dis een ding om te praat oor vreemde gelowe. Dis nog 'n ding om te praat oor geloofsoortuigings wat wil voorgee dat hulle Christen is. Maar hulle sê aan hulle lering, ons soek Jesus nie. Hulle wil hom noem, hulle wil hom quoteer, hulle wil praat omtrent hom, maar hulle soek hom nie. Hulle gehoorsaam hom nie. Ek weet nie. Ek vind dat hierdie skrif is baie duidelik. Vir my stel dit die rekord reguit. Hy sê vir ons in Johannes 10, hy sê, my skape, vers 5, kom ons lees dit. My skape luister na my. Hulle weier om nog 'n persoon te luister. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie. Maar hulle sal wegvlug van hierdie vreemde persoon, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Nou, hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Maar ons gaan hom mooi verstaan. Ons gaan hierdie saak mooi verstaan. Omdat hulle het gesê, hulle het hom vooruit gegaan. Hulle het letterlik deurgebreek in die geestelike realm, in die geestelike wêreld. Daar het hulle onwettig, illicitly, hulle het hold of spiritual capacities, spiritual prowess. Mense, die godsdienste van die wêreld het maniere om manifestasie 'n werklikheid te maak. En om ook hulle aanhangers te oortuig en gevangene te hou in die dinge wat hulle oordra as leringe. Hulle is daar in daardie wêreld as diewe en rowers. Hulle is nie wettig daar nie. Hulle is nie as goedgekeerdes daar nie. Omdat Jesus alleenlik die goedgekeerde is. Only Jesus saves. There is no name under heaven given to mankind by which they are to be saved, but the name of the Lord Jesus Christ. Maar kyk wat sê die Here Jesus in vers 27. Vers 27 sê hy, met sy terugkom, with the second coming of Jesus, after the rapture has taken place, na die wegraping, gaan Jesus terugkom met sy kerk, met sy volgelinge,
om die straf uit te deel waarvan 2 Tessalonisense gepraat het. En hy sê, daardie vyande van my, wat nie wou hê dat ek oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle hier voor my dood. Wie is hier die vyande? Nou praat ek nie eens van volksvreemde gelowe nie. I'm not talking about animism, I'm not talking about pantheism, they are just obviously wrong and in error and in superstition and in delusion and in delights. They're just obviously there. There are those that have been duping you. There are those who have been lying to you. There are those who have been deceiving you. There are those who are making as if we are of a kindred teaching, but we are not. We are not. Islam does that. The teachings of Muhammad in the Quran and the Hadith and the things of their commentaries is the worst insult against the gospel of Jesus Christ, which is the truth of the living God. Moenie vir 'n oomblik die verteenwoordiging van Jesus wat hulle self verkeerdeliks in verbeel, dink dat dit dieselfde Jesus is van die Bybel nie. Dit is nie. Hulle is diegene onder andere wat gebring gaan word, omdat hulle nie wil bieg en swyg en sê, Jesus is die seun van God, Jesus is God self, want dis die gees van die Vader wat in hom is, wat hom na die kruis toe gelei het, dat hy 'n kruisdood moet doen. Hulle stry teen die waarheid van sy kruisdood, hulle stry teen die waarheid van sy bloedgieting, hulle stry teen die waarheid dat daar vergifnis is in sy naam, hulle stry teen die waarheid van sy opstanding uit die dood het, hulle teen die waarheid van die persoon van Jesus, en hulle wil nie hê dat hy oor hulle moet heers nie. Hulle is van diegene wat geroep gaan word om te kom, sodat hulle doodgeslaan kan word. Hulle gaan doodgeslaan, ons veg nie teen hulle nou nie. Hulle dood kom op hierdie oomblik van vers 27. The death of these Muslims who do not turn to Jesus Christ will come. There is the writings concerning them. Here is also the writings concerning those in the New Apostolic Church and the Old Apostolic Church that do not want to give him his due. Bring these enemies of mine here, those who do not want me to rule over them, who denied and resisted me, bring them before me and kill them. Seventh-day Adventists, the same story. Roman Catholic Church, who have brought in others to mediate, when the mediating position is only to one. There's only one mediator, the Lord Jesus Christ. When you pray to the Heavenly Father, you say, in the name of Jesus. You do not pray in the name of Mary. You do not pray in the name of Peter. You do not pray in the name of the angels. You do not pray in the name of the apostles. You only pray in the name of the Lord Jesus Christ. When you have such pretenders standing before you and the Father, they will be brought to be hit to death. Verse 27. The same is true for the Mormons. The same is true for Jehovah's Witness. The same is true to the synagogue of Satan. Those Jews who still resist the Lord Jesus Christ, if their eyes do not open up to the truth that Jesus Christ is Messiah and they die in their fault there, they will be brought back in order that they may be killed before him. So ek het julle gesê, daar kom 'n oomblik vir ons wanneer ons aan die verloors kant gaan wees oombliklik, want die uur van heerskappy gaan oor na hulle toe en hulle gaan daardie uur benut en ons gaan 'n lewensverlies ly, maar alhoewel ons mag miskien fisies dood, those who believe in me, though they die, yet shall they live. Halleluja. Maar weer jou wat nie wil hê die Here Jesus moet oor jou heers of regeer nie. Wee jou
wat nie wil hê hy moet koning wees van die aarde nie, en jy het in jou leringe en jou godsdienstboeke, wat ook al dit is, Jehovah's Witness, Mormons, Joseph Smith en Russell en Islam en Mohammed en almal die dinge wat hulle geskryf het, wat die Here afgeskaal het, die Here ten syde gestel het, die Here gedemote het, die Here gediscount het, wat ook al julle met die Here gedoen het, jy gaan betaal daarvoor. Jy betaal daarvoor. Maar ons, wat op hemel, ons wat loof en prys en juig, the chorus writer says, what will you do with Jesus? Neutral you cannot be. One day your heart will be asking, what will He do with me? Kom ons bid. Here, ons belydenis is dat U is die Seun van God. U is die Lam van God. U is die leeu van die stam van Juda. U is die ware wingerdstok. U is die brood van die lewe. U is die fontein van lewende water. U is die rivier van vrede. U is die oseaan van geregtigheid. Jesus Christus is jou naam. Yeshua HaMashiach, Seun van die lewende God, gesalfde een met die salwing, wie ons gered het. Ons bely U en ons vra my God en bely dat U het vir ons sondes op die kruis gesterf. Daar het U bloed en lewe laat giet, sodat U die wet van God kan beantwoord en ten volle tevrede stel. Ons glo dat ons sondes aan die kruis vasgespijker is, en dat U in die graf belê is, en in die doderyk ingevaar het, en U het uit daardie doderyk opgestaan op die opstandingsdag, die oorweldigende oorwinnaar oor graf en die dood, en U lewe ewig deur die krag van die Gees van die lewende God. Ons bely U as sulks, Here, en ons glo dat U het ons name in die boek van die lewe geskryf. In Jesus kosbare naam bely ons. Amen en amen.